Julle ons doen vandag 'n bietjie waarde en definisieversamelings. Nou wat dit is definisieversameling is alle potensiële X-waardes. So dis die definisieversameling nou. Wat hierdie funksie en hier's 'n paar, ek het 'n plot parabole en ons het daarna 'n paar hiperbole en ons het 'n paar eksponensiële funksies en ons gaan die waarde en definisieversameling van hulle uitwerk. So wat die X element beteken is wat se potensiële X-waardes kan ek in hierdie funksie insit? Of sal hierdie funksie waar maak, of sal hierdie funksie voorstel. Soos alle potensiële X-waardes en dan waardeversameling is alle potensiële Y-waardes. Okay, nou as dit nie sin maak nie, miskien as 'n mens demonstreer maak dit meer sin. So ons gaan kyk na hierdie eerste funksietjie hier. En kom ons doen hom in rooi, hierdie enetjie hier. En ek gaan hom net merk in rooi. Hierdie is 'n parabool. Dis 'n positiewe parabool. Nou dan vra hulle wat se potensiële X-waarde sal hierdie parabool waar maak. Nou net om dit half te demonstreer, gaan ek net gou 'n groen koutjie gebruik. So enige X-waarde wat ek hier insit, sal hierdie funksie vir my 'n Y-waarde gee. En dit stop nie daar nie, dit gaan aan want daar's pile op die punte. So hoe skryf ons dit? Ons sê X is 'n element van reële getalle, dis een manier. Of, as jy wil, kan jy sê X is 'n element enige iets van negatiewe infinity tot by positiewe infinity. En dis hoe ons dit sal skryf. Is een van die twee. Ek verkies hierdie enetjie. Maar gebruik dit wat jou onderwyser wil hê. Jy moet gebruik onderwyser of onderwyseres. So kom ons kyk na die tweede enetjie. Kom ons gaan die waardeversamelings. Kom ons doen dit sommer in blou. So hulle sê daai was die definisieversameling, al die X'e, waardeversameling is al die Y-waardes. Nou dink 'n bietjie wat se potensiële Y-waardes kan ek insit. En ons gaan weer hier van alles van infinity of kan insit tot op daai draaipunt. So hier kan ons nie enige Y-waarde insit nie. Ons kan alles van die draaipunt af boontoe insit. So ons kan een van twee ways sê. Ons kan sê Y is groter, maar dan moet jy vir jouself vra, draai dit op -4 beslis. So dis enige iets groter as -4. So dis die een manier hoe ons dit kan skryf. Of ons kan skryf Y, 'n element van, en dan wat is sy kleinste waarde? -4. En dis ingeslote, daarom hou ons 'n blokhakie, maar dit gaan tot by positiewe infinity, en infinity het altyd 'n ronde hakie. Nou weer eens, ek verkies hierdie manier hierso. Y is net groter en gelyk aan -4. Okay. So kom ons kyk na die ander enetjie langsom. Ek maak hom weer rooi. So dis 'n negatiewe parabool. En weet jy wat belangrik is? Die X-element hier sal altyd reëel wees en dis by al die parabole. Alle parabole sal die definisieversameling sal X-element reëel wees. Mits daar pyl op die punte is, hoor. Ek moet dan vir jou sê daar kan beperkings op wees, maar ons sal dit in 'n ander video doen. So al hierdie definisieversamelings van parabole is almal dieselfde. Dis alles X-element reëel, X-element reëel, X-element reëel. So alles is X-element reëel. Al wat verskil is die draaipunte. Nou ek gaan nou 'n paar draaipunte moet inskryf wat ek nou nie ingedoen het nie. So hierdie draaipunt, kom ons sê hierdie draaipunt is op 2. Ons sê hierdie draaipunt is op -3 en ons sê hierdie, daai is klaar. Okay, perfek. So dis alles van die draaipunt af, né? So hoe skryf ons dit? So Y, kom ek doen dit in blou. Soos alle Y-waardes, maar Y alles onder toe, alles van 3 af onder toe. So ons sal sê Y is alles kleiner en gelyk aan 3, of as jy dit op 'n ander manier wil skryf, wat ek nie van hou nie, is Y element van alles van 3 af tot by negatiewe infinity, maar nou moet ons eers die kleintjies skryf en dan die grootte. Groot is ingeslote, maar weer eens, ek verkies daai, so ek gaan stiek by wat ek verkies, maar gebruik jou onderwyser se metode. Hierdie enetjie hierso links hieronder, so alles van -3 af boontoe, so ons gaan net sê Y is groot en gelyk aan -3, en dan weer eens hierdie enetjie is Y alles van 2 af onder toe, so dit is kleiner en gelyk aan 2. So dis al my definisie en waardeversamelings van die parabole.
Okay, so kom ons gaan na die hiperbole toe. Nou het ek 'n paar hiperbole neergeplot en hulle sê bepaal die definisieversamelings. Kom ons doen dit in rooi, so dis weer dis x element van. Ons gaan sommer almal saam doen. X element van en x element van. Okay, so dis watse x waardes kan ek hier insit en kyk baie logies. Enige iets en eintlik dit kom al hier van negatief infinity in. Enige iets behalwe tot en met daai asymptoot. Okay, en dan weer van die asymptoot af enige iets insit. So dit al wat dit nie is die asymptoot. So dis alle x waardes behalwe die asymptoot. So hoe gaan ek dit skryf? Ons gaan skryf x element reëel, maar x is net nie gelyk aan die asymptoot nie. Nou wat is die asymptoot? Onthou op die x as is dit 0, so x is net nie gelyk aan 0 nie. Okay, weer eens hierdie enetjie, x element reëel, maar x is net nie gelyk aan die asymptoot nie. Wat is die asymptoot? Hierso is hy op 1. X is nie gelyk aan 1 nie. Kom ons kyk hierdie ene onder. Hier x element reëel, maar x is net nie gelyk aan die asymptoot nie, omdat die asymptoot lê hier, né? Dis enige x waarde behalwe daai x. En die laaste ene x element reëel, maar x is net nie gelyk aan die asymptoot nie. In die geval is asymptoot hierso -1, hy word hier vir ons gemerk. So is alles behalwe die asymptoot. So dis die definisieversameling, die waardeversameling is wat se potensiële y-waardes kan hê. Weereens, ek gaan dit gou in blou doen vir ons. So dis alle y-waardes, so kom ons kyk 'n bietjie. Alle y-waardes vanaf negatief infinity en dit sal aanhou tot en met die asymptoot en dan weer eens van die asymptoot af aan. So alle y-waardes, maar y gaan net nie gelyk wees aan die asymptoot nie. Die asymptoot in die geval is y is gelyk aan 1. Hier y element reëel, y is net nie gelyk aan die asymptoot nie. Nou waar lê hierdie lyn? Hy is net hier. So y kan net nie 0 wees nie. Kom ons kyk na hierdie ene. Y element reëel, maar y kan net nie 0 wees nie. Wat onthou nou hierdie lyn hierso is y op 0. Okay. Hierdie laaste enetjie, y element reëel, maar y kan net nie, waar so sy y-waarde is hierso, kan net nie -2 wees nie. Ek kan net daar indruk. So dit is wat dit is. So by hiperbole, dis alles behalwe die asymptoot. So kom ons kyk hier na die eksponensiële funksie. So die eksponensiële funksie, ons gaan eers sy x element van doen. Ons gaan sy x element van doen en sy x element doen en sy x element. So dis al die definisieversamelings. En soos jy kan sien, ek kan enige x insit vir ewig en ewig. So hy's x element reëel, selfs as die grafiek dalend is van links na reg, x element reëel. As al is hy op en af, skuif onder toe as gevolg van 'n asymptoot, x element reëel en x element reëel. So dit verander net bloot glad nêrens nie. Wat wel verander is die y-waardes. En hier gaan dit alles oor die asymptoot. Dis hierdie lyn hier. Daai lyn word nooit gekruis nie, soos alles bo y is gelyk aan 0. So y is alles groter as 0, maar hier gaan ons nie is gelyk aan bysit nie, want hy raak net nooit daai asymptoot nie, né? Maak sin? Hierdie ene y groter as 0, want dit is bo die 0. Okay? Hierdie enetjie hier is alles bo, ek moet net seker hierdie asymptoot 'n nommer gegee het. Kom ons sê y is gelyk aan -3. So hoe gaan sy y-waardes lyk? Y alles groter as -3. Onthou, want hy raak nie daai -3 nie. So dis dit, en kom ons doen nog net enetjie aan. Kom ons praat net gou oor die reguit lyn funksie. As ek 'n reguit lyn funksie het, en die lyn loop in enige rigting, hy gaan x element reëel wees en hy gaan y element reëel wees, al is dit ook 'n lyn wat dwarsloop. Okay, so hier is my funksie. Dit gaan enige x wees wat ek hier insit. Hou net vas.
So hy is enige potensiële x-waarde, as ek enige x-waardes hier insit, gaan ek 'n y-waarde kry. So hy is x element reëel, maar die probleem is hier die y, want kom ons sê hierdie is y is gelyk aan 2. So sy definisie versameling, sy waardeversameling sal wees y kan net 2 wees, en ons sal dit so skryf. Dis al wat hy kan wees.